Put on the red shoes that you want to. Put on the red shoes that you like. Put on the red shoes that you never wore before. Put on the red shoes. Put on the red shoes that you like. Put on the red dress that you want to. Put on the red dress that you like. Put on the red dress that you never wore before. Put on the red dress. Put on the red dress that you like. Everybody's dreaming. So am I. Shoes that you want to. Put on the red shoes that you like. Put on the red dress that you never wore before. Put on the red shoes. Put on the red dress that you like. Ek kan nie haar naam nie agterlees nie, maar dis die boek se naam, Die Oes en die Aas van Seks. Die Aas en die Oes van Seks. Nou hier in hierdie boek gee hierdie vrou hier agter die voordele van pornografie. En op dieselfde kant gee sy die nadele van pornografie. En wat ons baie versigtig moet weet, dat pornografie het die vermoë om jou brein te rewire, en dit wat baie mense nie verstaan nie. En ek het vroeër vandag gesê dat seks is between the ears before it's between your legs. Jou brein is 'n sterker seksorgaan as wat jou normale geslagsdeel is. Want seks begin hier en nie daar nie. Gee my net 'n amen op as jy dit glo. Ag, wat julle behoort die beste van ons almal te weet. Want die groot ding is, ouens, die groot ding is, jy kan jouself warm dink. Ag, julle moet ek nou verstaan wat ek nou sê. Jou gedagtes is so sterk dat jy jouself en jou gedagtes kan optens. En daar's baie voordele. Ek kan gerus hierdie boek koop. Dit's 'n baie interessante boek. Dit gaan nou oor orale seks en dit gaan byvoorbeeld oor seksposisies en al die tipe van goed. Maar spesifiek raak hierdie boek hierdie goed eraan, né? En as jy na die voordele kyk, het hy voordele, maar hy het nadele ook. En die nadele is eintlik meer as die voordele. Want op die einde van die dag is die moontlikheid daar dat pornografie dit kan regkry, dat jy nie meer nodig het om fisies seks te hê nie. Glo julle wat ek vandag vir julle sê? Want die toneel wat jy op die skerm van die televisie sien, override jou seks. Jou brein word gestimuleer. Jy het nie meer nodig om seksueel gestimuleer te word nie. Want wat eintlik gestimuleer word met seks is jou brein. As jy brein. 'n man se brein is nogal groot. Voor ons by dit kom, ouens, die tasse ding, wat is liefde? Liefde is 'n emosie, dis omgee, dis opgewondenheid, dis 'n borrelende blydskap, dis diep geluk, dis lieflik, dis fantasties, hartsorg. Liefde is nie net seks nie. Emosie speel 'n baie groot meer ding as die liefdesdaad wat plaasvind. En dis waarom dit gevaarlik is vir jong kinders wat op die ouderdom van 8 na pornografiese materiaal kyk, want daai kind se brein is glad nie. As daai kind pornografie moet kyk en hy kom op 'n threesome af daar, wat die pornografie uitbeeld. Wat 'n konsep begin daai kind in sy brein te ontwikkel van wat is seks? Dis totaal teen daai kind se menswees. Maak dit sin, Chris, wat ek sê? En moenie verbaas wees nie. Hulle het 'n laaitjie in my daar, toe ons in Kimberley gebly het hy sy pa se hustlers foto's by die laerskool verkoop vir R5 'n foto. Hy was 'n businessman al gewees. Hy vat sy pa se hustlers, dan skeer hy die kalffoto's en dan verkoop hulle die skool vir R5 'n foto.
kan ek vir julle sê, daar sê die statistieke dit, dat die meeste kinders op die ouderdom, as dit kom hier by 8, 9, 10 jaar, reeds op een of ander manier 'n vorm van pornografie ergens opgetel het. Want jy kan vandag byvoorbeeld intik op Google search en jy search iets, né? Jou wiese foon is die genade. Ek terg nie. En jy kan iets search daar. Moenie verbaas wees as op een of ander kaal of naakte foto gaan afkom nie. Dis die internet vol. En hier is die gevare van daai goed is, as jou brein gerewire word, kan jy naderhand so afhanklik raak van dit, dat jou passion vir jou eie liefde in die binnekamer skade ly. Ek gaan 'n bietjie aangaan. Maar okay, kom ons gaan net, Renée sê nou vir my, Franso, weet jy wat, as jy my emosionele behoeftes kan voldoen aan my emosionele behoeftes, is die seksuele kant net 'n bonus. Emosioneel, met ander woorde, emosioneel om haar te versorg, te vertroetel, haar oor te koester, haar mooi, dis amper emosioneel. Emosioneel is om te gee vir haar, om 'n opgewondenheid te hê, om 'n borrelende blydskap, om 'n diep geluk te hê, om haar innig lief te hê. Dis emosionele goed. As hierdie emosionele goed vervul word, is die seksuele kant amper net 'n bonus. Kan van julle vroumense daarmee saamstem met Renée voel dit is so? Stem hier saam. Dankie hoor. Sal jy spyt. Alright. So asseblief ouens, daai emosionele ding. Ey my skat, jou pragtige oogies, jou mooi blou lippies. Ag, asseblief nie nou hier begin nie, hoor. Moet julle twee nie nou vir ons 'n les kom leer hierso. Wie se ding skop ek raak, hier sit hom hier bo neer. Jou pragtige ou gesiggie, dis emosioneel. Maar my broer, jy kan nie sê vanmôre, hey! As ek vanaand 5 uur by die kos by die huis reg wees en jy moet sommer sorg dat jy jou mini rokkie aan het, want vanaand gaan ek jou. Nee. Daai vrou slaat toe soos 'n hoe dan dinge is so slaat toe soos wat se psalm. Sy slaan toe soos 'n psalm in 'n naslaan Bybel. Dit werk nie so nie. Ons gaan na hierdie goed kyk. 'n Vrou en 'n maar ewen 'n man ook. 'n Man is ook anders te gehoor. Maar kom ons kom, hierdie hartstog, hierdie oulike goedjies in die huwelik is so belangrik. En asseblief ouens, get rid, en dis wat ons nou gedoen het met hierdie gebed. Sy het 'n seksbok gehad en jy het 'n seksboks gehad. Sy het 'n musieksbok gehad en jy het 'n musiekboks gehad. Sy het dit gehad en sy het dit. Sy het 'n middeljaar krisis gehad, sy het 'n before 5 gehad, jy het 'n before. En elkeen van ons mense het 'n black box. En as 'n vliegtuig val, die eerste wat hulle soek is die black box. Want in die black box lê die inligting van wat met daai vliegtuig gebeur het. En elke mens het 'n black box, ergens in jou binneste, wat jy iets wegsteek, jou hele lewe lank, wat net jy van sal weet, jy en God. Stem julle saam? En dit kan jy maar saam met jou graf toe vat. Want as God jou vrygemaak het oor dit, it's got nothing to do with somebody else. Ja. Hy gaan saam met jou graf toe. That was a thing between you and God. Nou die dag bly daar mense agter ons. En die vrou sê vir my, ek en my pappas met 'n diep geheim graf toe, hy was 'n pastoor. En ons kom agter, sy's bietjie gestremd. En ons kom iets snaaks agter, toe haar pappa besoekende predikante gebring het toe sy jonk is. Dan haar pappa, die besoekende predikante, het gunsies. Dis jou een met die skewe gesiggie. Nee, weet jy wat? Nie elkeen wat sê, Here, Here, Cindy, sal die koninkryk van God ingaan nie, Niels. Maar hulle wil die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Gebruik my kind om besoekende predikante te bevredig. Hoor julle waarna toe gaan die wêreld? Maar elkeen van ons het hierdie black box. En as God jou vrygemaak het,
En daar's goed wat jy gedoen het, nadat jy op Christus uitgekom het. En jy weet, as jy met jou vrou oor hierdie goed gaan praat, gaan daar moeilikheid wees, of met jou man, want die persoon is nie reg om dit te hanteer nie. It's gone. Dis tussen jou en God. God het jou vrygemaak wat daarin was. It's got nothing to do with somebody else. Is dit alright met julle so ons? Nou word ons gaan goed oopkrap, en gesê, daar's goed wat jy nie oopkrap nie, dis verby. God het jou vrygemaak, God het haar vrygemaak. Dis gone, los dit. Jy doen dit nie meer nie, maar God het jou vrygemaak daarvan. So asseblief ouens, jy's baie, en dan die wonderlike ding van alles, haar godsdiens, sy godsdiens, haar familie, daai familie van jou skoonfamilie, wat hulle voor jou huis stop en sê, sak die vensters, sluit die gemors, Here, sluit die deure toe. Dis daai wat op die troue, hy kom nou aan die troue, het skaars begin, en sy al klaar dronk af, voor die sê, Here, wie so familie is dit jou familie daar? Jy trou nie met die familie nie, jy trou met haar. Die familie het niks oor julle te sê nie. Dis waarom ek nie so groot troue is, en hulle kom vreet net jou koek en jou kos op die troue, en op 'n einde van die dag beskinder jou agterna. Ek het so niggie en neef, en so op die hoe praat sy hier, en hang. Jy's eendag ons bly daar in Kimberley. Hulle sê, jy by die huis. Mos ken die familie nie, en hulle trek aan met hulle karavan in die jaar, en toe hy deur oopmaak, toe val die potte en pan uit, en is net meer katte wat daar kom. En hy sê, is dit jou familie die? Ek sê, ja. Sy sê, waar het jy hulle weggesteek? Ek sê, ek jou nooit van hulle vertel nie, maar Here help ons, want ons moet met hierdie familie deel. Nou hierdie familie is deel van haar, hierdie familie is deel van haar issues, dis deel van haar goed, wat neefies, niggies, ooms, hier's honderde goed, pa en ma issues, en al hierdie goed, kom op die einde van die dag in, en hier is wat ek sê, begin 'n nuwe tas, hierdie tas werk nie meer nie, daai tas werk nie meer nie, en dis wat ons nou met hierdie gebed gedoen het, sny die tasse af van gister en eergister, en bou 'n nuwe tas. En as daar dan iets hier gebeur het, hier op die pad, en God het jou vandag vrygemaak van dit, laat die boksie dan eerder saam met jou graf toe van, wat ons God jou vrygemaak het. If the Son of God has set you free, you are free indeed. Los dit, moenie gaan goed oopkrap nie. 'n Vrou bied 'n huweliksnaweek aan, een van ons sprekers in die land. Sy sê by haar seminar, en julle gaan nou vanaand almal kamer toe, en julle gaan vertel vir mekaar wat julle gedoen het die afgelope paar jaar. Die volgende dag toe ry die karre die een na die ander so by die kampgronde uit. Toe's die hel los op hy kampgronde. Los dit. God jou losgemaak het. It's gone. As Renée nou na my toe kom, sy sê vir my, François, is ek volwasse genoeg in my Christendom om dat te verstaan. Hoor jy wat ek sê, Niels? En vice versa. Maar wat van die ou wat nie so sterk staan in sy Christendom nie? En dit kom nou op die lappe. Is dit reg, ja, maar jy het 'n graad in berading. Keep it to yourself. God has set you free. Op die regte tyd eendag. Want die mens volwasse is dit waar, Chris. Sê my skat, wie wat ek? Dan, okay. Daar's sekere goed wat ons, alright ouens, dit is my belangrik, ons gaan 'n bietjie aan. Intiem staan bekend as SA Namibia se top seks tydskrif. Wie koop die Intiem? Wie weet van hom? Hier's 'n boekie, hy's hier in die Spar oral rond. Kry jy die boekies te koop? Die Intiem boekie. Daar's Bobby van Jaarsveld. Gewoonlik celebrities voorop, nie gewone ouens nie, maar meer ouens wat nie gewone ouens soos ons nie. Ons is nie te belangrik daarvoor nie. Maar hulle behandel ook baie ander onderwerpe in hierdie boekie. Hierdie boekie gaan nie net oor seksuele onderwerpe nie. Hier gaan byvoorbeeld finansies in die huwelik, en hier is byvoorbeeld ander goed op, maar hier is baie seksuele onderwerpe in hierdie boekie. Nou die boekie is hier by die Spar beskikbaar. Dit is 'n Christelike uitgawe, is 'n Christelike boekie wat deur Christen mense geskryf word, die Intiem. Hoe om die lus weer terug te sit in jou huwelik. Ek gaan nou vir julle Paumi 4 jaar, maar dit sal 'n bietjie beskryf mooi, dit is beskryf by mooi ook. Gevalle soos byvoorbeeld my man se oë kyk rond. Iets sulke tipe van goed wat hulle op 'n Christelike manier aanspreek. So as jy nog nie die boekie gekry het nie, jy kan inskryf op hom, maar dis die Intiem boekie wat baie interessant is. Dan is hier 'n ander ou in die land rond met die naam van Timothy Kieswetter. Wie het al van hom gehoor? Timothy Kieswetter het 'n gesonde seks,
is sy 'n website. Enige ou kan op sy website, is 'n oop website. En hy het 'n baie snaakse ding op sy website, anoniem vra. Nou julle kan nou ingaan en tik daar op julle goed Timothy. Wie sien kans om een oop? Hy's 'n Christelike, hy's 'n seksuoloog en hy's 'n boekskrywer. Anoniem vra. Ek en my man is nou 5 jaar getroud en nou het ons seksuele lewe platgeval en bla 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 bla. En dan kan die publiek nou kommentaar gee daarop. Nou julle wil nie daai kommentaar hoor wat die publiek gee nie. Die mensdom se ore is gespits as dit by die goed kom. Geweldig. En dan kom die mense nou met raadsaandries. Nee, maar julle moet dit doen en julle moet dat doen. En die ene sê jag hom weg en die ander sê dit. En die ander sê die nee dit. So, hierdie ou is 'n seksuoloog en hy het die boek geskryf Gesonde Seks en ook die boekie geskryf Sex in the Kitchen and Breakfast in the Bed. Het hy ook geskryf. En sy tema van sy boekie sê God seën gesonde seks. Dis deel van sy goed. Sy pa se naam is, wie het al gehoor van Gary Kieswetter? Hy kom preek hier by die Namika in die tyd wat ons was. Dis sy seun Timothy wat hierdie boeke skryf. Dan is daar volgende enetjie wat ons ken, almal ken die Tannie Greta. Tannie Greta was nog geweldig weer in die nuus omdat sy uitgevaar het teen gay huwelike. En Tannie Greta is 100% reg. Hulle wil net hê dit moet gesê word nie. God kan nie, ek sal nie na 'n gay prediker luister nie. Sorry, ek soek nie back and closure nie. Môre sit die hele gemeente met 'n klomp gays. Want die bek praat en jou voete loop agterna. Dis nie teen God se woord nie. God sê in sy woord, hy sê, surely, if a man sleeps with another man, he must die. Dit staan in die Bybel so geskryf. So sorry, die kerke kan sê wat hulle wil, homoseksualiteit werk nie, jy kan nie 'n prediker wees en, hoe lyk die kerk op die einde? Nee, ouens. En nou moet sy om verskoning gevra het, ek sê dit nie om verskoning, die vrou is baie uitgesproke teenoor goed, maar sy gebied geweldig baie goeters aan. En dan staan, julle kan hierdie website afskryf, dit is 'n Christian Nymphos. Dis 'n Amerikaanse website, Married Sex, Spicy the way God intended it to be. Hierdie ouens behandel onderwerpe, geweldig baie onderwerpe. So dis 'n website wat jy kan ingaan. Dit gaan vir Christen mense wat oor sake van die bed praat. Wat hulle opinies is. Alright. God het seks gemaak en God het dit wat gemaak? Great. Vul die aarde en as beloning kan julle dit geniet om as man en vrou seks te hê met mekaar net wanneer julle wil. Is ek reg? Mag 'n mens net wanneer jy wil? Daar's net 'n klein tydjie wat jy moet wag, sê die Bybel. Dankie. Die Bybel sê dit. Jy moet gou bid, pappa. Dit staan in die Bybel, jy moet gou bid dat ons kan aangaan. Dit staan in die Bybel. Dit staan ook in die Bybel. Hoor wat sê hy verder. Nou kom ek verder en sê die volgende. Vul die aarde. En God sê, om 'n orgasme te kry, is die beloning wat ek julle gee, omdat julle van met die aarde vul. OK. Dan verstaan ek dit nie mooi nie. Dan moes ons nou net 1 keer 'n jaar op hitte gekom het. Chris, jy lag nou daaroor. As God wil gehad het, moet 1 keer 'n jaar op hitte kom. En dan moes ons kinders gemaak het. Maar dit werk nie so nie, verstaan jy? God gee ons 'n beloning vir die harde werk wat ons hom doen. En die beloning wat God vir ons gee, is om elke keer 'n orgasme te hê wanneer ons seks het. Dopamien bring jou die beloning en oksitosien is die oksitosien is die liefdeshormoon om dit weer en weer en weer te wil doen. Daar kom hy. As hy aan die mamma drink, dan skei oksitosien af, sodat die babatjie heeltyd weer wil drink. Dis kom party maak so my altyd. Dis waarom ons
Ons word nooit gespeen nie. Okay. So hierdie oksitosien is die liefdeshormoon wat afskei dat ons weer dit wil hê en as dit weer dit wil hê en dit weer dit wil hê. So ouens, hier is die belangrikheid. God het dit gemaak vir die mens om te geniet en om die aarde te vul, maar dis nie waar dit stop nie. God het vir ons gemaak om dit lekker te maak, om dit lekker te kan hê. Okay. As man en vrou kan julle seksie met mekaar wanneer julle wil en hoeveel keer julle wil, en kom ek staaf my stelling oor dit. God sê, hy sê in die Engelse Bybel in Korintiërs 7:5, hy sê, so don't refuse sex to each other, unless you agree not to have sex for a little while, in order to spend time in prayer. Dis logies. Ons is dan ook nie konyne nie. Maar nou kan jy ook nie sê, papaatjie, ek gaan nou vir 3 weke afsonder nie. Want kom ek sê, hoekom sê, is dit gevaarlik? Want hoor wat sê die Bybel verder, hy sê, so don't refuse sex to each other, hoekom? Hy sê, then Satan won't be able to tempt you because of your lack of self-control. Nie vanaand nie, ek het hoofpyn. Kan jy hom nie vir ons sing ook, hy? Is dit 'n song daai? Ek ken hom nie eers nie. Nou deesdae is die mans die met die hoofpyn en nie meer die vrouens nie, hoor. Maar hoor wat sê die woord van die Here? Dis vir my belangrik om dit vir julle te noem, ouens. Hy sê, don't refuse sex to one another. Hy sê, unless in a time of prayer. En ons is mos volwasse genoeg om te sê, as Dawid vir Petrus sê, ek wil so 'n bietjie 2 dae afsonder met God alleen. Omdat as kind van God, vice versa, jy moet sê, asseblief my man, sonder af met die Here. Bou jou verhouding met die Here. But don't take too long. Moenie te lank vat nie, laat die duiwel dalk my versoek. En die gevaar is, ouens, die duiwel sal maklik enigiets doen om 'n versoeking in te bring. So, okay, daar sê die Bybel dit duidelik. En ewe skielik kom die satting met sy versoeking. A wife belongs to her husband A wife belongs to her husband instead of to herself, and the husband belongs to his wife instead of to himself. 1 Korintiërs 7:4. Sorry, oom behoort nie aan oom self nie. Oom behoort aan die tannie. En sy kan met oom maak net wat sy wil. Okay, dis nie aan nie, maar dis nie waar dit stop nie. En tannie behoort ook nie aan tannie, die oom is belangrik dat hierdie goed vir julle sê, ouens. Dis belangrik hierdie goed vir julle sê, want hy sê, husbands and wife should not refuse sex to one another. God maak dit duidelik. En dis wat vir my sê dat die groot oë, orgasme, die groot oë, die beloning is, dat God dankbaar is vir dat ons die aarde vir hom vervul. En die vrouens het 'n paar groot oë wat die man nie eintlik het nie. God het die vrou so gemaak dat sy wel in pyn kraam, maar sy kan baie sterker orgasmes bereik as wat die man kan bereik soms. Jou vrouens, so wat praat jy nou? Wiele wat ons weet nie is hierdie goed nie. Ek kan 'n diepte kursus vir julle aanbied. En ek sal nie seker naby, daar's 'n G-spot en daar's 'n O-spot en daar's 'n A-spot en daar's baie spotte. En as 'n man kan leer om hierdie spotte raak te vat en die ding reg te doen, gaan dit nie jou huwelik slegter maak nie. Inteendeel gaan dit jou huwelik net laat groei, ouens. Is hy kook nog nie oop nie? Jy, laat hom bring hom nader en hy skroef hom oop. Ek wil met julle oor hierdie goed praat. Ons bied 'n huweliksnaweek aan en ek moet dit vir julle sê. En hier staan 'n oom op van 60.
groot man. Hy sê vir my Frans, so ek en my vrou het geskei. Hy sê ek het net begin rondjol met getroude vrouens. Sê vir ons, hy getuig dit daar by die kamp, dankie Renetjie. Hy sê wat ek agtergekom het, dat die meeste van die mans weet nie hoe om hulle vrouens seksueel te bevredig nie. Hy sê ek het 'n triek gehad en ek begin hierdie vrouens te jol, die een na die ander. Hy sê dit. Hy sê tot die Here eendag met my gepraat het en sê jy's besig om huwelike op te breek, stop waarmee jy besig is. En God gee my wonderlikste vrou. Kyk hoe kan huwelike uit mekaar uitval. Want ons nog nooit mekaar. Onthou dat ek gisteraand begin het, toe sê ek ontdek mekaar se liggame. Leer haar van binnekant af tot by bekyk haar van binnekant af. Kyk hoe sy in mekaar gesit. Begin sommer met die kop want dit gaan vir jou jare vat om hom uit te figure, verstaan jy? En dan vat jy hom van die kop af deur, hierso deur na die hier onder en dan kyk jy hom hier in die ingewande hier deur en dan kyk jy hoe het God die mense. Hy sê wives belongs to their husbands. Not instead of herself and the husband belongs to his wife. God het julle vir mekaar gegee en when you couple you become one flesh en julle is een in vlees en God wil ons met elke oomblik geniet daarvan en dit maak hulle een in als. Dit maak ons een in emosioneel, een seksueel en een in die Here. Dis waarom julle Saterdag aan dik stukke kan vry by die huis en Sondagoggend met julle hande in die lug kan staan by die kerk. Want wat gisteraand gebeur het, verleng julle maar net van die vlees af vanmôre na die gees toe. Maak dit sin, Chris? Want gisteraand was maar net 'n aansluiting, wat sê joune, she belongs to you and he belongs to him. Ons extend maar ons was gisteraand by die vlees besig en vanmôre is ons met die gees besig. Because we are one in flesh, we are one in spirit, we are one in everything. So ewe skielik enjoy ons alles. Alles is lekker in die Here en dit raak al hoe makliker. Tog is daar 1000 meningsverskille as dit kom oor seks. Mense het verskillende opinies. En hier gaan ons nou lekker gesels, nou wil ek julle opinies hoor. Van 'n welvaart is slim mense. Party kappels kan net nie genoeg van mekaar kry nie. As hulle ry, lyk dit soos 'n koeksuster, hulle sit. Dis altyd aan mekaar. Dis soos Chris en Emma. Dit soen en dit hang aan mekaar. Laasnag, dit was al 2:00 die oggend, hoor ek hoe gaan hulle in die kerk net. Want hulle het 'n plankvloer daarbo en ek hoor hoe kap hy plank en ek dink Vader, ek is moeg en ek terg het. Wanneer kom ek vandag toe en ek terg het, Chris? En ander kappels weer is verveeld met mekaar. Ander kappels is 3 jaar getroud en nou die intiem, hierdie ouens probeer almal lig op hierdie onderwerp werp. Intiem skryf verskriklike goed en intiem, ek gaan nou vir julle wys. En gesonde seks skryf goed. Hy sê mevrou, as jy dan verveeld is, druk hom in die kombuis vas, op die kombuisvloer. Want dit mag dalk iets anders in julle huwelik inbring. Ons lag nou daaroor Dawid, maar dis menslik gemaak. Stuur die kinders 'n bietjie weg. Ek en Renée daar by die huis. Ons het so lank paadjie, ons huisie staan so eenkant. En dan baie dae is nou daar 'n bietjie in die huis so vinnig vry. Dan moet een van ons deur die venster loer wanneer kom die kleinkinders aan. En die ergste van alles, die Here het dit so gemaak. Maar weet julle wat gevaarlik is? Daar die pastoor nou weer, 'n pastoor in Wolmaranstad, vir 'n jaar lank op die preekstoel gestaan, terwyl hy met een van die ouens in die gemeente se vrou seksuele verhouding gehad het. Dit het nou, ag Chris, moet ek aangaan? Moet ek aangaan, Chris? 'n jong pastoortjie in Vanderbijlpark, in Potchefstroom. As hy preek en die studente meisie sit hier voor hom, hang hulle aan sy lippe. Dit was nie kort dan lank toe, 3 kindertjies. Vang hy die een student die meisie met haar bed toe. Die dominee het nou weggeloop van Ottosdal. Die dominee stond dag toe nog, die ou weet nou nog nie waar sy vrou is nie. As dit in die Vrystaat was, 'n ou sê dit is so plat in die Vrystaat. Die ou se vrou het weggeloop. Hy sê sy was al 3 dae van die huis af weg toe, kan hy nog deur die venster sien stap. So plat is dit daar.
ek in die een geval na die ander val vir jou uitval, soos predikante in oorspel, en ek vra, hoekom val die ouens in oorspel? Want wie wat, die passie by die huis het opgeraak vir mekaar. Ek het al neergeskryf op 'n kol, dit was so 'n lange lys. Ek praat net van predikante, Chris, wat in buiteegtelike verhoudings geval het. Ek praat nie eens van gewone mense nie, ek praat net van predikante. So al die ouens probeer onderwerpe en almal probeer help. As dit by bedsake kom, skryf en praat almal daaroor. Intiem sê wat hulle dink. Gesonde seks sê, hy praat as anoniem op Facebook en laat die mense hulle mee. Almal, die oomblik dat kom, wat mag ons doen en wat mag ons doen nie? Is dit 'n sonde, is dit nie 'n sonde nie? Is dit reg, is dit nie reg nie? Is dit verkeerd wat? Maar die oomblik as dit oor hierdie goed kom, is die wêreld se oë. Man, wie wat? Of ons Christen ook is, daar's iets in die mens ingebou, dat die goed tik hulle mense kop. Is ek reg wat ek sê, Chris? God het die mens net so gemaak. Die verskil is net, en almal skryf hulle opinies rondom hierdie gesonde seks. Het hierdie ontbyt in die bed en seks op die kombuistafel. Het hierdie goed geskryf. En hierdie oud anoniem op Facebook vra hierdie vraag. Anoniem skryf in en sê, ek en my man is nou 25 jaar getroud. En ewe skielik is dit as my man nie meer aan my wil vat nie. En my man het sy seksdrang verloor. Wat kan ek doen? Dan begin die vrouens daar. Die meeste wat snaaks gaan kyk daarop, antwoord die vrouens. Die vrouens gee gewoonlik die meeste raad. Lyk my vrouens ken meer van die goed as mans. En dan sal almal hulle opinies lig om hierdie koppel te probeer help, sodat hulle huwelik nie uitmekaar uitval nie. Don't refuse one another sex unless a time of prayer, so that Satan cannot tempt you. Want wat het geword? Hulle staan in die oggend op, kyk in dieselfde ou gesig vas. Môre, nag, môre. Dis nie wat goed. Nag, suster. Nag, my broer. En ewe skielik, en wat mans nie besef nie, die oom kan nou getuig daarvan, Chris kan getuig daarvan, julle kan getuig daarvan, ek kan, julle kan, wat oupas en oumas is, julle kan. Hoe ouer 'n vrou raak, soos rooi wyn, hoe beter raak sy. Hoe ouer 'n vrou raak, soos rooi wyn, hoe beter raak sy. So wie is die beste hier onder ons? Ag, die jongetjies het nog baie om te leer, papa. Wag tot hulle by 50 kom, then they know everything about all the stories in the book. Maar almal skryf oor verskillende goed en intiem skryf oor dinge soos die volgende. En nou gaan ons lekker gesels, nou wil ek julle opinie. Want as ek het seker nie sê ek het gesê nie en ek het die intiem boekies saamgebring, die spesifieke vrae wat ek nou vra hierso, het ek in intiem boekies uitgehaal. Intiem skryf oor een of ander ding. Hy het 'n boek uitgebring vir tieners, bestuur jou drange. En toe ons net op die tafel oor gepraat het van ons so enige ding moet ons kan manage. Die oomblik as 'n ding jou manage, het jy nie meer beheer oor hom nie. Ons almal wat hier sit het drange, maar kan ons drange manage? Dis belangriker, dis 'n belangrik onderwerp. Laat jou lippe die praatwerk doen. Nie hierdie lippe nie. Laat jou lippe die regte praatwerk, die soen en nou kan ek die onderwerp vir julle uithaal. En ons praat spesifiek daar oor orale seks in die boekie. Ek sal nooit in my lewe. Die Vader help my. Ek gaan eerder dood. Maar haar liggaam behoort aan jou en jou liggaam behoort aan haar. Ek gaan nie vir julle sê julle moet doen nie, maar ek het my filosofie daaroor en jy dalk joune daaroor. Maar dalk is dit 'n bietjie tyd om ander gedeeltes van mekaar se liggaam te ontdek. Dalk het ons vasgehaak op een plek. Hoor wat ek sê, Dawid, dis wat God gemaak het. Hy het dit skoon en rein en heilig gemaak. En ons is dalk op een ou plekkie. Ons het net missionary posisie geleer. En daar het ons vasgehaak vir 30 jaar. Dis dalk tyd om 'n bietjie slag 'n ander posisie te leer. Verstaan jy? Daar's besteedelik 'n bietjie slag om iets anders te doen. Dis jou vrou, dis jou liggaam. Dan praat hulle oor onderwerpe soos die nuutste nuus oor orgasmes. Wow! Wie baie mans
En ek sê dit om baie liefde. Weelike loop baie vrouens in die huwelik rond. Want hy weet nie om sy vrou oordentlike orgasme te gee nie. En ons is te oordentlik. Ons sê maar niks. Jy's eintlik selfsugtig as jy soos 'n muis. Lyk meer soos 'n hamster. Ons lag oor hierdie goed ouens, maar weet julle wat, dis realiteite. God het die vrou se liggaam so gemaak, weet julle wat, dat die klitoris van 'n vrou, né, is vir geen ander doel gemaak. Die wetenskaplikes kon nog nooit 'n ander purpose uitvind vir dit, as om die vrou 'n orgasme te gee nie. Daar's lande in Afrika, as die dogtertjie gebore word, eerste wat hulle doen, hulle sluit die klitorisie af. Omdat hulle dit teen hulle geloof is. Daar's geen ander rede nog ooit daarvoor gemaak nie. Dis om die vrou, dan die vrou 'n geespot. En dan het die vrou, en die probleem is wat ons nie ontdek nie, dis 'n journey, wat ek vanmôre sê, die naweek begin het, ontdek mekaar se lywe. Pappa vat bietjie meer daar, hou bietjie meer hier, bietjie meer so, bietjie. Nie komberse toetrek onder die komberse, ligte afsit. Ek wil die vensters oop hê, ek wil sien, ek is besig my broer, ek is op 'n ontdekkingsreis, ek wil sien waar werk. Frans wil die wêreld wys, dis hoekom ons op 'n kwassie bly. Dis 'n journey, dis my vrou, dis haar liggaam. Ek wil haar die beste gee. Ek wil haar, soos wat Christus aan my die beste gee, soos wat Christus sy beste vir my gee. Deur sy Heilige Gees en sy volle glorie in my uit te stort. Ek staan nie Sondag in die kerk en sê, Here, ek soek net 'n bietjie van die salwing nie. Ek soek die volle salwing van God se Heilige Gees. En so wil ek hê my vrou moet die volle pakket kry van wat God haar liggaam gedesign het. Om dit te kan geniet. En ons praat nie oor die goed in die kerk nie, want dit is nie regtig 'n plek om die kerk oor te praat nie. Want daar's baie ander mense, en ou mense, en ouer mense, en jonger mense, en kinders rondom dit. Maar dis 'n verskriklike belangrike ding hier in ons huwelik, ouens. Hoe leer ken ons mekaar se liggame? En dis waarom dit belangrik is, wat ek 'n bietjie op my ouderdom nog steeds, ek hou nie van die ding hier, Chris. Die barrel is nou te groot, verstaan jy? Okay, of wat ek so sit, hy laat hierdie insteek die barrel nou in die skade weer, verstaan jy? Die barrel is nou in die skade weer, verstaan jy? Hy hang oor die barrel hierdie en ek kan nie meer die barrel, ek kan nie meer sien of die barrel empty is of full is nie, verstaan jy? Want hy steek die barrel weg. Ja, en ek wil hom nie daai hê nie, verstaan jy? Want ek wil nog, want ek is nog jong, ek is maar 50, ek wil my blond nog mooi, ek wil haar nog sexy, ek wil vir haar mooi, en dis wat belangrik is, ouens, dat ons mekaar nie, ag, my skat, ek kry, hulle doen nie, die vrou doen nie eens met die hare nie, kom by die huis en jou hare hang so, en dis nie eens bietjie mooi in die lippe nie, jy wil toch as jy oggend opstaan, jou vrou kom van die werk af, weet jy sê, jou, David is Peter huis toe kom, my skat, wow, jy weet nie wat sy verrassing ek vanaand weer by die huis het nie. Wat? Jy sal sien as jy hier kom. WhatsApp was, sê van vanaand, die grotman wag vir jou. Vanaand. Ek moet vir julle daai WhatsApp wys van die grotman. En dan vat jy 'n bietjie rose en gooi daar rose op die bed en sit jy 'n fondue stelletjie uit daar. En as jy inkom met jy klaar vir haar rokkie so skelm daar by 'n Mr. Price. Dis wat die evangeliste koop. Ken haar sizes. Hier's een panty wat is so, waar is my pantytjie wat hier rondgeleë het, jy hom weggepak het. Hier's enetjie. Hier's 'n pantytjie wat ek saam gebring het. Kyk 'n bietjie wat se size panty jou vrou dra. Kyk skelm na die kas. Here, ek moenie met so 'n dingetjie by die huis aankom. En ja, ek was eers skaam as ek daar by die vroue afdeling in die winkels kom en ek wil vir my ietsie koop dan. Soos Mr. Bean. Dan vang ek hom so van die rak af, David. Nou staan ek daar rond.
vanaand as jy daar by die huis kom, het jy hom uitgepak daar op die bed, en jy het vir haar 'n mooi rokkie van haar size gekoop, en die potte kook al daar, en die atmosfeer is lekker daar in die huis, en jy stuur die kinders weg, stuur vir ou Hendrik, sê vir hom, Hendrik, gaan kuier op Makwasi, sê vir hom, Hendrik, hierdie week is jy Makwasi toe, na Frans Renay toe. Here, ek het vanmôre hoor ek al, jy's toe so Chris al agter die potte en pannerok, hy sê, hoor, ek sê, mammetjie, dankie vir gisteraand, ek maak so lank kos. Ek terg net. Hier is die ouens, en maak die huwelik weer lekker. God het vir julle gegee, en maak dit lekker, en verwag gaan, sê vir die mooiste rokkie, en kom as jy aankom, pas die rokkie saam met haar aan, en sê vir, ek wil gou 'n bietjie help, kan ek jou toenails vanaand vir jou doen, en wat kan ek vir jou doen, en hier en daar, en nou sê so, maar die ding is nie 'n ding wat hier 4:30 die middag gebeur nie. Nee, daai ding moet al vanmôre gebeur, as jy vanaand, moet jy al vanmôre met jou planne begin. Dis is 'n vrou, jy soos 'n ou luster, jy. Sy start nie soos hierdie nuwe goed. Hierdie nuwe generators, jy druk hom en sy daar. 'n Vrou operate nie so nie. Jy start hom al van vanmôre af. As sy opstaan en sê vir jy, jou sexy ding. Hy mooi boutjies. Die kinders gelukkig, die kinders bly so afstand van ons af so. Sonja is nou gelukkig weg, die klein kinders is nou by hulle paas. So dis net ou Frans wat nou nog daar is, maar ek en hulle het 'n plan. Ons sê vir hulle, hey, ek en maat 'n aantjie, julle kom nie naby die huis nie. As ek hier vang, maak ek jou dood. Maar die buurman oorkant, hy is so 500 meter van ons, of 400 meter, maar ek dink hy het 'n verkyker, want hy weet wanneer is daar 'n aantjie, daar hou hy die stoep dop. Maar weet julle wat maak dit lekker? Ek en Renay, net soos ek nog steeds op 'n journey is, om in my Christendom God te ontdek, soos ek op 'n journey, en ek leer elke dag iets van Renay niets by, en sy iets van my. So ek het begin oplees oor hierdie goed, Niels, ek het begin gaan 'n studiestuk doen oor hierdie goed, en mans kan met die verskriklike vrae kom, is ek nie te kort nie, is ek nie te lank nie, is ek nie te dit nie, en vrouens voel dit, en wat werk, en dit, en die manne wil 'n masjien koop, en hy wil die ding rek so lank soos 'n donkie, en ek hoor hoe praat Christene oom, dit werk nie, ons huwelik val uit mekaar uit, en dis nie reg nie, en alles, en die probleem is, die mense gaan doen nie navorsing op die goed, wat werk en wat werk nie. En dit is belangrik, dat ons mekaar moet ken, Niels. Jy moet al die ins en die outs van haar ken, en sy moet al die ins en die outs van die, ondersoek mekaar. En ek persoonlik self dink, toe God vir Eva daar uit Adam se sy uittrek, en ek dink hy sit ek in 'n tak geklim, en ek dink hy moes vir 3 dae, om hierdie boom gestap het, en gesê, draai net so my bietjie, want hy was so lief vir daai ding, het gesê, as hy sterf ek saam met hom, wat daai ding gaan ek ook, ek los hom nie alleen nie, ek is te lief vir hierdie ding wat die Here my gegee, hierdie ding is dan te lekker, ek kan hierdie ding nie los nie, en wie wat dit raak 'n journey, ontdek mekaar, dan skryf hulle goed oor soos, het seks speelgoed 'n plek in jou huwelik? Jy sien, Petrus, was julle by Dawid, toe ons daai, Matilda, is dit Matilda, wat by die kerk was, toe sy daai naweek aangebied het, daar op 'n plot daar buitekant, die huweliksseminaar aangebied het. Was julle nie nog daai tyd, wie van julle het dit bygewoon? Dit was so 'n vrou wat dit kom aanbied, 'n seksuoloog, maar ek en Renay kom laat daaraan, en ou Cliffie en al hierdie kerkman is daar het ek gesien, hulle kerkouens se goeters, en ek vra, nou sit ek agter en Cliffie sê, daai tafel daar voor, ek sê, wat sit? Hy sê, jy moet sien wat's onder daai doek. Ek sê, wat? Hy sê, ek wag, die vrou gaan dit nou oopmaak. En daar het ek nou gewonder, nou kan jy sê, Here, hoe werk hierdie goed, werk dit nie? Vir baie kappels kan dit werk, vir baie kappels kan dit nie werk nie. Daar is mediese situasies waar vrouens baie maklik na geboorte, wat vrouens baie moeiliker sukkel om orgasmes te bereik. Kan hierdie dalk 'n hulpmiddel in jou slaapkamer wees? Kan hierdie ding dalk naderhand 'n bedreiging in jou slaapkamer word? Kan hierdie ding naderhand jou posisie oorvat? Dis vrae wat ouens man en vrou moet gaan uitfigure met mekaar en onder mekaar. Werk die ding, is dit nie nodig nie? Het ons dit nodig? Is dit 'n gevaar vir ons?
is daar dalk 'n mediese toestand wat iets kan aanmer. Jy kry verskillende gels te koop. Mense gaan deur verskillende stadiums met hulle liggame. Daar's soveel goed. En weet jy wat maak ons, Niels? Ons kommunikeer nie met mekaar oor hierdie goed nie. En dis waarom baie huwelike uit mekaar uitval. Sê vir jou man, my skat, my liggaam is nou af. My liggaam voel nie reg nie. Praat met mekaar. Mans het ook hulle downs. Mans het ook hulle aftye. Veral as mans op 'n sekere ouderdom kom, ek sukkel hulle met wat sê jy daai toestand van hulle? Dis ja. Hulle kan nie ereksie kry nie, dis Ereksie, ereksie, ja. En dis 'n toestand dat 'n man op 'n sekere ouderdom inkom. En daar's baie goed in die huwelik. Maar wanneer jy 'n verstandhouding in jou huwelik het en hierdie goed kan met mekaar bespreek en hierdie wonderlike aantjie skep Dawid. En mamma kom daarin en die kospotte is daar en alles is reg daar. Man, sy soos patty in jou hande. Jy kan met haar toer. Dan skryf hulle goed so. Dis ek sê nie dit nie. Luister, ek sê nie julle moet seks toys nie. Ek en Renée dit nie nodig in ons. Ja, maar die ding is, as die barrel nie lekker werk nie, dan dis soos e-wallet, dan kry jy jou e-barrel, 'n electronic barrel. Sê nou maar die barrel is daar is dalk fout met die Deesdae is barrel. alles elektronies. So. Is dit 'n probleem dat die barrels nie wil werk nie? Ja, dan staan hy ook stil. Ja, maar nou lately met Eskom moet jy dit maar batteries altyd. Candlelight en batteries. Luister julle. Ek wil julle vra, skryf op hierdie Christelike tydskrif in. Want nou ek kan nie vir julle alles lees wat die opinies wat hierdie mense skryf nie. Hier's honderde opinies en daar's honderde tydskriffies en hierdie mense sien dit nie uit die oogpunt van perversie nie. Perversie is as jy jou vrou wil ophang daar en 3 stukke hang in die dak. Lyk soos 'n bees wat afgeslag is, verstaan jy? Dis perversie en jy kom daar met 'n ding wat hulle gebou het in die huis ingestap. Lyk soos jy het nou 'n sekstoy, maar jy kom daar met 'n weed eater ingestap. Mammaatjie, kyk hierdie ding wat ek gekoop het. Nee, Chris, jy moet net die gras sny hoor. Dis pervers. Dis pervers. En dit kan ook in verhoudings voorkom. En pas op vir dit, laat ek dit vir julle sê. Wanneer ou pornografie misbruik en die ouens verstaan dit nie en vorm 'n denkpatroon in jou brein. En dis die gevaar, kan jy naderhand moet goed huis toe kom en verwagtinge skep op jou huwelik wat nie reëel is nie. Want onthou daai ou in die pornografiese movie wat met daai vrou al vir 3 ure in die gang is. Gaan lees op daaroor. Hy het al 7 keer 'n teebreek gehad. Chris, dis waar. Hulle skep onrealistiese verwagtinge by die mens. En daai ou sê, heerlikheid. Daai ou is 'n hank. Ek bied 'n huweliksnaweek aan. En as dit so jong boer van Appington so 'n mooi vroukie, maar hy sê nie baie nie. En hy sê vir my, ons praat oor die goed, hy sê vir my François, na die tyd, hy sê vir my, toe ons jong manne was, het ons pornografie gekyk. Hy sê, maar ek kon nie beeld afsit. Hy sê, maar daai geskreeu van die vrou, daai, julle ken al daai goed. Hy sê, dit was my verskriklik. Hy sê, en toe ek trou, en ek en my vrou is in die slaapkamer, is hy doodstil. Of, kom ek sê, nie stil nie, maar baie stiller, as wat hy daar gesien het. En weet wat sê hy toe vir homself? Toe sê hy vir hom, dit voel vir hom, hy doen nie iets reg nie. Hoor jy die persepsie wat hy gekry het? Die persepsie wat hy daar gehoor het? Ek sê dit is so nie, maar 80% van daai vroue sê, is alles fake. Want it's a money making business. Daai mense word big bucks betaal om daar te lê, groot geld. En daai ons word opgelei. En ek het nou 'n studiestukke oor gaan lees. Hulle sê 70% van die mense wat in pornografiese movies speel, eindig ergens op met herpes of STD of enigste. As hulle op verlof gaan hulle verlof om genees te word van hulle geslagsiektes. Maar die probleem van die hele ding is, baie mense is blootgestel aan pornografie gewees en baie mense het geleer by pornografie want daar was nooit 'n ander plek wat jou geleer het van hoe om dit te doen nie.
So die mense het gaan rondkrap op plekke om iets te leer van seks wat hulle op 'n ander plek gekry het nie. En ek dink ons land moet dalk meer professionele seksuoloë opgerig het wat het 'n ander faset, daar's 'n verder faset wat ek nou praat hieroor, wat 'n seminar kon aanbied en sê, okay ouens, kom ons kyk 'n bietjie die ander kant van hoe het God die liggaam gemaak van die mens. Ek het hierdie goed nou 'n bietjie, julle lag nou oor hierdie goed. Maar ek het hierdie goed gaan 'n bietjie bestudeer. Party mans is gebore met 'n 2 duim ouetjie, ander is 'n 4 duim, 6 duim en 'n maksimum is omtrent 'n 8 duim. En Chris, hier is die probleem. Nou gaan 'n kappel en val 'n verhouding in, maar hierdie ouetjie is net so 'n stompiekie. Nou die probleem is, mense sê die lengte speel nie 'n rol nie. Dis die taktiek waarop jy gebruik wat 'n verskil kan maak. Maar waar leer die mense die taktiek aan? Mense weet nie waar om te gaan kyk nie, verstaan jy? En wat nou baie keer gebeur is, en hoor wat ek vir jou sê Niels, nou loop mense rond in die huwelik, want of die vrou kan nie die man bevredig of die man kan die vrou bevredig nie, want daar's soveel ander maniere om goed te doen. Die seksuele gedeelte, die fisiese penetrasie, het julle geweet dat omtrent 80% vrouens nie net deur penetrasie alleen 'n orgasme kan bereik nie. Wie dit geweet? Moenie altyd hulle reken dat 'n groot getal vrouens hulle orgasme fake. Jy sal hoor as jou vrou 'n oordentlike orgasme het. Sy praat 'n ander taal. Jy sal op 'n afstand hoor. En baie vrouens fake dit. Hoor wat ek julle sê ouens, en dit is belangrik hierdie goed. God het hierdie goed nie vir ons gegee om te misbruik nie, maar God het vir ons hierdie goed gegee. En die kerk praat nie daaroor nie. En ons Christene bly doodstil oor hierdie goed. En ons verstaan nie hierdie goed nie. En ons gaan beoefen hierdie goed nie, want ons voel, kan ek vandag vir jou sê, jou seksuele kant. Ek wil amper so ver gaan om te sê, dis vir God 'n plesier as julle twee mekaar op maksimum kan dryf. Ek glo dit, want God het dit so gehad het. Want dis die bonding liquid wat die huwelik bond by mekaar. Dis die octis, wat? En ons, die probleem is, ons is nou al 30 jaar getrou, selfde ou gesig. Maar as jy weer 'n bietjie begin planne maak, en jy reële aantjie vir mamma en daar jy bring weer hy spaak terug in die huwelik en laai haar 'n bietjie op en sê vir haar, luister, ek ken er hyse rokkies in die kas, ek weet presies. As sy die oggend 'n ding aantrek en nou nie van en sê, daai is 'n passion killer. Ag okay. Of my pyjamas, elke aand het hy Genade mense. Dan kom jy nou weer daai sloop aan. Heerlik. Hier kom sy in die kamer en gestap, wat lyk of sy 'n gevangenisjas aan het. Heerlikheid. Ek sê vir daai blou enetjie asseblief mamma, daai ding lyk soos 'n gevangenisjas. Oranje met strepe nog op. Heerlikheid, is 'n passion killer. Geef haar een van jou mooi T-shirts en kap hom bietjie om en sit 'n hartjie op vir haar en maak dit 'n bietjie. Jy sê hier kom die probleem. Ons raak afgesaag in hierdie ding. Dit raak 'n rotine. Dis kom pang ping pang op. Die pa oor en oor dieselfde. En ek sê dit in baie liefde vir julle sê. Ons kerk gaan raak naderhand soos ons sekslewe. Kom ingestap. U kan die sitplekke neem, sit. Sing 'n liedjie. Gee 'n tikkie. Huil 'n bietjie. Rus 'n bietjie. En ons gaan huis toe. Ek sien kerk elke keer is Holy Spirit, thou art welcome in this place. I want his presence. I want the fullness of Christ. En net soos daai passie wat ek vir God in sy kerk het, so wil ek elke aand, nie elke aand nie, ek is nou nie so erg nie.
Anhou sê vir my, hy sê nie 2 keer 'n maand nie, 2 keer 'n aand. Ek sê nee my broer. Jy wen my, jy's te rof vir my. So rof is ek dan nie. Maar weet jy wat? Wanneer dit gebeur, wil ek daai passion in ons. I want to feel alive. I want to feel the come on man. Maar hy vrou aan kan die bil. Ou sê net vir my Frans so. Hy sê, daai girl by die werk. Sy's 'n nuwe rep daar by ons. Sy het net oor vir my. Ek sê wie wat? Sy het vir al die manne by die werk oor. Nee. Jy moet ek sê gaan vind 'n bietjie mooi uit. Hy kom terug, hy sê, ek sê maar voor jy met daai rep vroumens deur mekaar raak. Gaan kyk baie mooi. Hy kom terug, hy gaan vir hy sê nee Frans, sy het vir al die manne by die werk oor. Ek sê nee, sy was ek sê nou gaan mors jy jou huwelik op deur een en op die einde van die dag smaak dit maar dieselfde eintlik. Ons is nou groot mense by mekaar. Dis net skuldgevoelens wat bykom. En jy gaan smash in een oomblik jou salwing op, jou teenwoordigheid wat God jou gegee het. Dis waarom baie predikers wat geval het in oorspel, kan ek vir jou sê, 'n prediker wat val in oorspel, Chris, jy kan my nou reghelp. Jy kan my ek vat my tye Emma. Dit vat omtrent vir 'n prediker wat in oorspel geval het, tussen 3 en 5 jaar om weer sy salwing, om weer sy gears bymekaar te kry. Want om daar te staan en God se woord te verkondig terwyl jy in oorspel was, jy kan nie. It takes time to recover. It's a slow proses. Dis soos 'n arm wat gebreek is, jy kan hom nie gebruik nie. Jy haal hom nie af nie, maar jy spalk hom dat hy onder dissipline kom. Dis so belangrik dis so belangrik om 'n God se diens te staan. Ek praat nie van 'n prediker wat daar staan nie. Kan ek vandag vir jou sê, Andries, gaan jou 'n voorbeeld gee. As jy môre met 'n ander vrou in oorspel vat, gaan dit jou jare vat om jou verhouding en die trust van jou vrou weer terug te wen en weer daai eenheid. En never mind dit, al daai sielsbande wat moet sny moet word, al daai goggas wat jy huis toe bring. Ek het gesien hoe jy 'n bobbejaan skiet. Ek oom met 'n bobbejaan geskiet. 'n Bobbejaan is 'n snaakse ding as jy hom skiet. Soos ek hierdie dingetjie nou uithaal hier. Dan ryg hy al sy derms oor hy gat. Het jy al gesien? Hy trek, hy soek die seer en dan ruk hy sy ingewande. As jy bobbejaan in sy maag geskiet, dan ruk hy sy derms so uit. Hy pluk sy, het jy al gesien Chris? Hy pluk sy derms uit. Weet jy wat, ek het alles in my lewe gesien. Maar ek het nog nooit gesien seerder seer as 'n paartjie voor my sit en die een het in oorspel geval nie. Daar wat daai seer van. Shit, dit wat vir my kosbaar was. This is my well. This is my battle. This belongs to me, not to somebody else. Dis die seerste seer wat ek mense gesien het wat sê ek kan nie ander seer, ek het nog nie so seer gekry nie. Daai seerste seer, hoekom? Want is iets kosbaars wat God in jou toe vertrou het. En as hierdie soulstaais gebreek en hierdie goed los, dan sê joune. Dis maar onderwerp wat opkom daar. Nog enetjie is elektroniese flirtasie, is dit veilig? Die probleem is vandag, daar het 'n movie uitgekom. Wat was die movie se naam? Ek weet nie, jy het hom dalk gesien. Die ons vrou was vervelig by die huis en het gesê, kom ons maak 'n movie van ons twee. Kom ons maak ons eie seks movie. Hulle het die goed in die kamer opgeplant, alles, en hulle tweetjies gryp mekaar daar op die bed. Maar in die proses het hy 'n klomp iPads by die werkpersent gekry, gaan verdeel van sy familie oral iPads uit. Dis is 40. Ek dink dis Is nie hy nie, is dit Annie. nie hy, dis Annie. En hulle tweetjies gryp mekaar daar. En hy het nie besef dat ek weet nie wat se cloud nie. Neem hierdie goed op en dit livestream. En toe hy tot sy sinne kom en besef maar hierdie hele daad van hom is nou gelivestream. Toe begin hardloop hy van familie tot familie om iPads bymekaar te maak vir die familie die goed kan oopmaak en sien. Nou, elektroniese flirtasie is 'n baie interessante ding. Dis 'n bietjie van hy my skat, is jy jou pragtige dingetjie. Daar's 'n manier. Chris ry dalk in die dorp op en my daar by die huis en jy begin vir hom so 'n bietjie iets moois te tik en hy tik vir jou ietsie terug en jy sê jou pragtige seksie ding, verstaan jy? Dis kan ek sê dis 'n aanloop. O genade, moet hom net nie die verkeerde adres toe volg. Moet hom
Sê my skat, jy's definitief op dieselfde bladsy as ek nie hoor. Kom op die regte page. Maar weet julle wat ouens, dis binne perke, maar ewe skielik, as jy van ek vat 'n voorbeeld nou, Dawid is daar by die werk besig en jy tik vir hom, jy sê vir hom jou sexy ding met jou mooi sexy. O nee, ja maar okay, as dit nou nie vulgair is nie, kan iemand, weet jy wat, kan ek agterkom? Kan ek julle een ding sê? As ek en hy partymal so by die huis so 'n bietjie laf raak met mekaar, dan sê die kinders, Frans hulle, o, grous, daar begin die ou mense alweer. Die ou mense is weer op 'n stream uit. Maar weet jy, kom ek agter. Tog kom ek agter dat ons kinders enjoy dit as hulle sien dat ek en Renée nog kan laf raak soos twee tieners. Dan sien ek die kinders, jessie, maar pa en ma gaan en sê ek, hey, maar wat dink jy? Dink jy pa's oor die muur? Pa begin nou eers my ou maat. Pa se beste jare begin nou eers. Wat dink jy van pa? Sleep jy soom toe vanaand se binne 'n voete na my. Jy wil fantasties as hy op sy rug lê. So ek moet kies, kuier ek by die barrel of kuier ek by die Ek moet dan hierdie heuwels fantasties met ek werk hoor. Dat hy reg word. Ek wil nie so hê nie. Want hoekom? Ek sê nie dis verkeerd nie. Ry moet eers oor die heuwels kom en by die barrel uit te kom. Dis 'n lang op berge en in dale. So dan sien ek die kinders enjoy dit as hulle sien, hier kom julle klein kinders aan en hier staan julle twee en soen mekaar in die huis se gang. Hey. Ek weet. Hy sleep verby. Pa ma's nou eers besig om te soen hierso. O, heerlik, julle is al amper in die graf. Hy sê, hey. Hier's niks fout met my nie. Gaan julle verby. Dis julle jongetjies wat lewendig dood is. Daar's niks fout met oupa en ouma nie, julle pak, hoor. Ouens weet wat hierdie goed bring 'n verandering in jou huwelik en wie wat begin dit Niels te doen. As ek vroeër jare vroeër met Renée begin flirt het en vroeër met Renée hierdie goed begin doen het, so ek dalk nie begin my gedagtes begin ronddaal het van en die gevaarlikste wat soms kan wees as 'n man en 'n vrou saam in een maatskappy werk. Gevaarlik ook vir ek en Renée. En maar julle is in julle geval ook staan in die oggend op in die kerkkantoor heeldag saam, man en vrou saam in die besigheid. Vanaand as hulle oë toe maak by die huis, my skat het daar al die rekening betaal, het dit nog nie gebeur nie. En wie wat? Nou het ek vir hulle gesê, ek het nou by die Pakom ingetrek, ons is ook 'n Pakoms daar. En dan betuig ons nou voorberei, dan werk ek 'n bietjie. Nou die aand was ek 3 aande in die Pakom geslaan, wat ek my eintlik gewip val. Dis ek 3 aande uit die huis het op my eie. Ek het in my eie yskas daarin, my eie bed, my eie kantoor, alles daar. Toe begin ons met mekaar. Hey, jou sexy ding. Nou, hoe laat sien ek jou vanaand? 5:30. Daar begin ons nou met mekaar. Wat gaan jy aantrek? Net daai rooi rokkie. Hoor julle wat is daar fout daarmee? Nee, dit is my vrou. Haar liggaam behoort aan my en ek kan met haar maak wat ek wil. Dit bring nie spak en toe 5:30, toe voel ek jous maar 5:30 moet nou kom. Verstaan jy, want dit is nou nog 4 uur. Ek sê vir hom, dis jou tyd. Jy kom net hierdie tyd aan. En dis nou my huis. Ek is nou in die huis en as jy vir my kom kuier by hierdie huis, dan maak ons nou van dis nou asof dit nou my huis is. Hy kom kuier vir my. En hy het hom daai aand mooi gedra in my huis, maar toe wil hy weer goeders doen in my huis. Want François is oor 'n stofsuier en 'n mop en 'n vatdoek erger as wat 'n vroumens is. Maar hier kom die ding weer, julle. Regtig. Hier is die storie. Hy wil net stofsuig. Toe ek klein was, dis weer 'n ding wat in my pre-5 vasgeslaan het. Want ons moes huis skoonmaak, want my pa kon nie met die huishulp gewerk het nie. So ons moes altyd, en ek het 'n kleintjie dood. Ek het nie 'n probleem met 'n deurmekaar huis nie. Maar ek hou nie van 'n klomp. As die skoolgoed daar vuil staan, hoekom moet ek wag vir 'n hy met te was? Wat is fout met my hande om dit te was? Wat is fout vir my om die mop te vat en die vloer uit te vee? Dis vir my niks daarmee nie. Dis er by Timmel kom. So dis nie elke aand nie, maar as ons nou so aandjie, dan dink ek nie aan die mop nie, ek dink aan die kerk wat Sondag plaasvind nie. Niks. En nou hier, ek dink aan hele pragtige stukkie pakket wat vir my daar by die huis wag. En as dit by Timmel vir my stout wees, as dit vir my nou sy ou tafel reggemaak is, as sy so 'n mooi selfietjie neem vir my. Stuur sy vir my. Aha. Wow, nee, ek sien jy tart my vanaand. Ek weet nie, jy was nou so tydjie terug gewees. Ek weet nie wat 'n dorp dit was nie. Van die vrou wat ook so ietsie gedoen het en toe stuur sy die ding na die verkeerde adres toe.
Dit was in die koerante gewees. Ek weet nie of dit toe stuur sy hom na die netbal, 'n groepie gestuur en toe stuur sy in plaas van die bring en toe stuur sy die ding na die groepie toe. Daar die hele groepie die ding. So ons maar versigtig wees, maar dis wat goed wat hierdie ouens lekker oor gepraat. En dan ook 8 voorspelmoves wat mans wil hê. Ouens, voorspel is een van die belangrikste goed wat 'n mens aan kan dink. Voorspel kom nie net so, jy stap in en jy sê goeiemôre, ek wil myself voorstel en voorspel nie. Nee. Voorspel is 'n lang proses. Hierdie goed ek nou van praat, is alles deel van voorspel. Dis daai opstaartproses. Dis daai want die oomblik wat gebeur, die oomblik as 'n mens hierdie opgewondenheid van vanaand, dit gaan ek en my vrou 'n aantjie. Chris hou hier daar buitekant besig. Jy's daar by die kerk en Emma's daar in die huis en maar hier binne jou is 'n ding wat begin. Okay, dis seker maar net ek. Maar hier binne jou is 'n opgewondenheid. Wow, ek kan nie wag dat sy kom nie en dit is 'n weet hoe voel dit vir my? Vreeslik. Dit voel vir my soos as ek op 'n Sondagoggend in die kerk instap. Het jy al gevoel as jy op Sondagoggend in die kerk instap en jy kom ingestap en dis 'n lekker anointed worship team en jy kom hier in die banke ingestap. Hallo en daar kom die worship team uitgestap en die worship team speel die eerste lied. How great is our God en daai afwagting van wow, vanmôre gaan ons die Here in hierdie plek aan. Dis maar net die geestelike kant. Dieselfde vrou wat ek gisterand opgevry het in die huis staan met ons hande in die lug Sondagoggend in die kerk. En ek wonder as ons kan weet, ons weet wat gisterand in al hierdie huise gebeur het. O genade. Maar dit is deel van God, God het dit so gemaak. Want ons moet mekaar bevredig, siels, emosioneel, seksueel en geestelik. Okay. In een van hierdie boekies 'n paar voorspelmoves wat mans wil hê. 'n Man is ook nie net 'n klip nie. Is daar nie 'n liedjie wat sê 'n man is nie 'n klip nie? Daar is mos so 'n song. 'n Man wil ook hoor. Ja, daai berg lyk bietjie groot, maar alright. Ek sal oor hom kom vanaand, verstaan jy? Draai net op jou maag. Hy wil ook hoor, hy wil ook 'n bietjie aangepoor word van sy vrou af. Jy wil net elke keer as jy 'n ou teksversie, as jy net dis nou weer 'n opding wat van Cindy af deurgekom het. Die Here is my herder, niks sou ontbreek nie, Niels, wil gaan nie, dis reg. Cindy Brits. Dis mooi, dankie. En dan maak op Cindy Brits, Psalm 91. Cindy Brits, hey jou sexy ding, vanaand soen ek jou ribbekas uit jou uit. Wat 'n psalm is daai? Wat 'n psalm kom nou deur na my toe. Nou, ek weet hoe werk 'n man se brein. Sê meer. Vertel meer, hoe gaan jy dit regkry? En nou begin die ding. Nee, ek het beplan iets spesiaals vanaand vir jou. Wat? Jy sal sien. Nou, 'n man sal voormalig sê, as dit 'n romantiese ou is, wat moet ek saambring huis toe? Nee, ek praat hom op die, ek tap hom die ene. Nee, dit is te lank vir my, ek kan nie so lank, ek my asem nou begin ek al klaar op, ek kan nie nog tik nie, want dan spel ek, nou is ek heel deur mekaar. Nou is my spelling een groot gemors nie. Nou skop sy disleksie heel in. Nou skop hy disleksie heel in, nou kan ek glad nie, nou kop ek hom sommer op die voice. Wat wil jy hê moet ek vir jou saambring? Ry jy nie dalk, jy weet mos wat 'n size G-stringetjie ek dra. Nou begin ek planne te maak. Ek moet nou nog by die winkel uitkom. Makwasi het nie eers 'n winkel nie. Heerlik, nou moet ek nog Klerksdorp ry van Makwasi af. Kan ek sommer vir jou hier 'n velletjie langs die pad? Hoe lyk die velletjie? Ek weet nie. Maak hy alles toe? Nee, dis net 'n riempie. Hoor jy ouens waarvan ek praat? Nou werk jy lekker vinnig en nou is jy sommer met almal vriendelik by die kantoor en jy's opgewek en vrolik. Dan jy ken hierdie goed. Wat lag? Julle twee.
Ja, maar Fransjo, ek wil ook net vir hulle sê, nou het jy hierdie voentjie hierso, né? Nou kom die boodskapies van Fransjo deur. Hier is my blond, wat, en ek is my Hank en my Stallion en my wat. Volgende boodskap, Renay, help my, ek kan nie meer nie. Hierdie man van my is besig om my, hel, wag, okay, dis nie Fransjo nie, dis nou iemand anders daar. En die bediening werk het nou vreeslik moeilik, want jy's nou nog besig om te romance hierso, maar intussen is hier nou, want ons het omtrent so 2000 mense op ons databasis. Dan kom hier een sommer so tussendeur. Ek kan nie meer nie, ek gaan my man vermoor. Yes, okay. Kan ek dalk môre 10:00 met jou verder praat? So dis nog die ander kant van die bediening. Tussendeur het jy nog hierdie goeders ook wat kom. So as ek vir julle 'n broadcast stuur en sê Aantjie, dan los julle my uit. Dis miskien waarom Renay se foon gebreek het eendag, want ek gesê oproepe tot 4:00 toe en dan stop die oproepe. Want mense het soms nie hulle tyd nie, met alle respek, mense as jy soms op onmaklikste tye sal mense jou wil, en dis vir my 'n oulike ding, maar dit het tyd om 'n slag afgesit te word, iemand te sê, lê jy nou 'n slag daar, verstaan jy? Want ek het in een van daai movies wat ek gesien het, daar wil sy vrou vir hom, Kortko kom haar oproep, en sy wil hom vry, en Kortko sal oproep, I must take this call. Ag, het naderhand moed opgegee. En wie wat daai passion killers, wat eventually gebeur, dan sê die ou, ag, wat het, en dan val hy eintjie uit mekaar uit. En wie kan ek nou vir julle sê? Vir alles het kom by 'n klitskits, waar het ek hom gesit? Okay, 10 teen ons vir manlief, daar's ook nog wat wil hê, en dan 7 slim plekke vir 'n klitskits. 'n Klitskits is 'n kitsklits. Ek verstaan hom in Engels, eintlik 'n quickie. Ons almal ken wat 'n quickie is. Nou 'n quickie kan jy nie, julle ken hom. 'n quickie kan jy nie bepaal nie. Hy kom, as jy hom mis, het jy hom gemis. Verstaan jy? Dis 'n oomblik daai. En ek en hulle, ons ry in die bus op die pad, en ons begin hier twak te praat, en ewe skielik seker net, wat Peter jy nou, ek met my oë op die pad hou. En nou is ons hier, en dan sê ek waar, en hier kom karre van vooraf staan, lê platter. Ek wil net hê hy moet my partykeer soen, maar dan ry hy van die pad af. Wat lag jy, Niels? En dan nou, en dan begin soek ek na 'n afdraaipaadjie. Of ek sit soos 'n reënspinnekoppie. Ouens, ons lag oor die goed, maar weet julle wat? Dis die bonding liquid van ons huwelike. Dis die goed wat ons huwelike suksesvol maak, verstaan jy? Dis die goed wat lekker maak in ons huwelike, Dawid. En ek kan nie dink hoe lekker dit moet wees, nou met 'n motorfiets, as jy en Petra met die motorfiets gery het, moet dit moeilik wees, verstaan jy? Want hier is julle deur langs die pad, en dan moet jy die motorfiets daar in die veld en nou, dis waar ek en Reënspinnekop met blou kolle op die bene. Ek en Renay daar gaan ry, ons het soms die bus so gevat, ry ons, want dit is altyd duur vir hotelle. En dan sal ons nou met die bus ry, en dat ek die bed, en dan maak ek die bed baie keer nou opgemaak, en ons goedjies is onder, en ons ry tussen Springbok, nou is dit van Springbok of 'n pad, daar na McDougall's Bay toe, daar na Port Nolloth se kant, en nou daar is die wêreld so plat, nou sy moeg, nou wil sy slaap, dis ek, waar lê jy agter? Maar lê net vir my mooi, dat jy in die spieël kan. Nou sy weet wat beteken dit om mooi te lê. Sy verstaan dit baie mooi. En dan sê ek van, nou lê jy maar Dis reg, die Here se werk is hier onder my en ek lê bo. Die speakers wat ons net nog aan mee preek is hier onder gedruk, hulle lê bo op. Hierdie selfde speakers, hulle kan praat. Sal hulle baie dinge vertel. En hier gaan ons in. Nou is dit lekker in die bus. Wie julle ouens, as dit nie meer in die huwelik is nie. Nou daar's 7 plekke wat hierdie ouens besluit, slim plekke vir 'n quickie. Wat hulle nou sê wat jy nou kan, nou nie op die huis se dak vanaand. Toe rol die ou in die slag en hy vergeet en hy raak in die slaap en hy rol en hy val van die huis se dak af. Ek wil hê julle moet regtig hierdie faset van julle lewe 'n bietjie gaan uitbrei.
hierdie faset van julle liefdesverhouding 'n bietjie gaan uitbrei. Want weet julle wat, ons kan nou daar sit en sê, ja, o Frans, so, dit is dan klink dan nou vir my, dis vir my nie rof nie. En weet julle wat, kan ek vir julle sê, vra die oom en die tannie, op 70, het jy minder werk om te doen? Daar's minder verantwoordelikheid, so jy het meer tyd om mekaar te spandeer. Hallo my liefie, my duifie, my ou oggendblommetjie, my poplappie, my oupa pawertjie met jou pragtige ou lippetjies. Wat soek jy weer vanaand, my ou liefdevolle ou mannetjie? En daar begin die dag, en so begin ou hierdie flirtasie, en so begin ou, en ons moet net pas op, dat ons huwelik nie so bor raak, dat dit naderhand net weet julle wat, ons bly maar net by mekaar terwille van die kinders en die kleinkinders. Môre my vrou, hallo my vrou, goodbye my vrou, ja my vrou, nee wat, ek dink dis 'n journey, dis 'n ride, ek enjoy dit, so met ander woorde die lewe so gemaak. Die laaste een is, manipuleer jou brein vir beter seks. Jy kan jou brein manipuleer vir beter seks. Met ander woorde, nou dis 'n verskriklike fyn lyn om te sny as dit kom by fantasize. Die mens is gedesign in sy brein om maklik te kan fantaseer oor 'n ding. En fantasie is 'n baie moeilike ding hoe jy dit spandeer en jy moet jouself gaan uitfigure. Die oomblik as jy fantaseer oor, verstaan jy, ek en my vrou is in die bed, maar ek dink aan die buurman. Ek dink aan die buurvrou. Dis gevaarlike goed daai ouens, verstaan jy? Mense se koppe kan maklik met hulle weghardloop. Jou brein het die vermoë om verskriklik maklik Niels aan die hartloop te raak, verstaan jy? Jou brein is 'n baie sterk orgaan en hy kan verskriklik hardloop. En die vraag is hoe jy jou brein, maar jy kan jou brein reg manipuleer deur positief te dink. Verstaan jy? Deur beter oor jou vrou te dink. Dink oor julle wonderlike tye saam. Brei jou brein se kragte uit en sê wow. So dit is baie belangrik julle om dit te doen. Okay, ek wil amper met hierdie die vraag, julle kan nou vir my vra vanaand rondom hierdie goed. En as ek nou 'n seksuoloog was, en ek is nie eene nie, kon ek julle baie meer in dieper goed gewys het, as dit kom by seksuele goeters, maar dis eintlik 'n seksuoloog se werk. My kant kom meer by die geestelike kant. Hierdie is geestelike goed. Hierdie is ook geestelike goed. Hy sê, don't refuse sex to one another, unless a time of prayer. So the devil cannot trip you, because of your lack of self-control. So met ander woorde, dis nie verkeerd om hierdie goed te hê nie. Dis lekker om dit te hê, want weet wat, as jou seksuele verhouding met jou vrou reg is, dan is jou dag opgekikker, jy's vrolik, julle geniet mekaar, julle enjoy mekaar se liggame, en ewe skielik, nie daai van, heerlikheid, kry dit net oor en klaar nie. Daarom welkom, bied ons 'n huweliksseminaar aan Chris, en daar is hierdie pragtige man en 'n vrou, skatryk ou, hierdie ou het 'n beeldskone vrou, en hy's 'n pragtige man so lank al. Sy vrou het net geen belangstelling in seks nie. Sy verjaardag, dis 'n huweliksherdenking, hy gaan bo op 'n gebou in Welkom, sy dak, gaan reël hy en hy dek uit, redelike wel af. Dis veilig privaat daar bo, jy gaan op en 'n trap en niemand kan jy deursluit, dis heel bo. Hy gaan sit 'n bed daar uit, en dis rose, en dis musiek wat hy opsit daar. En hy vat aan die aand van 'n huweliksherdenking, en hy vat daar teen die trap op, waarheen gaan ons? En hy kom daar bo, en hier is die bed romanties gedek en alles. Sy vra nou om wat te maak. Om te wat? Hy sê, ag, pak jy goed op. Hoor jy wat ek sê? Sy het net nie, en kan ek julle sê, kort voor lank, gaan daar moeilikheid in haar huwelik kom. Hoor wat ek jou vertel, Chris, kort voor lank, gaan daar moeilikheid kom. Sy het hierdie mooi vrou, maar kort voor lank gaan hierdie ou se oë begin dwaal. Ja, maar Frans, ek wil ook sê, in daai geval, weet ek vir 'n feit, daar's nie 'n goeie emosionele koneksie nie. Dis ook die probleem. Dis weer eens die probleem wat hy sê. Daar's nie, ons werk in die kantoor saam, jy moet dit, jy moet dat, jy moet hier, jy moet op, jy moet daar, jy moet dit. Maak so, maak dit, maak die, maak daai.
kom vanaand, ek wil jou iets gaan wys. Kom my skattebol. Heeldag was daar hierdie rowwe, ek was onemosionele verband tussen ons en dis besigheid en ons sit en dis die gevaar in dieselfde kantoor. Slaan jy die komputer, hoe kan daai nog nie betaal nie? Want gewoonlik gaan dit so, as iemand anders jou kwaad raak, ons mans, die eerste persoon wat jy uithaal is jou vrou. Jou vrou het niks verkeerd gedoen nie, maar nou word alles op jou vrou uitgehaal. Sy het niks met die saak te doen nie, maar sy moet eers verbykom. En soms vice versa. Want ons soek iemand om hom af te pak en die eerste persoon wat verbykom oor wat ek vandag by die werk beleef het, is Cindy en nou moet Cindy verbykom. Cindy, hey Niels, wow Niels, luister, gaan beklei met jou baas. Dis nie ek wat dit jou gedoen het. Ja, maar jy moet luister wat ek wil. Jy nie vir my. Niemand luister. Ons is so. Ja, alright en skat wie wat? Ja, ek het skoon vergeet. Ek wil gou iets gaan wys. Ek het vir ietsie voorberei. Waar? Kom stap saam met my in die bed. Die probleem is, as hulle nie die emosionele kant gaan regkry nie, gaan die seksuele kant ook uit mekaar uitval. Want dit is nie on en off. 'n Vrou het nie 'n knoppie wat jy stap en sê, ja, brrr, aan, af. Dankie jy dit genoem het, Renée. Ja, want ek wil byvoorbeeld sê, party 'n mens is nie altyd in 'n moed om seks te hê nie. Maar partykeer in die nag, dan voel ek François, dis nie laat hy iets soek by my of enige aanleiding soekie, maar dan vryf hy my rug. Weet nie hoekom nie, maar hy streel net my rug. Okay, later dan steel hy die heuwels fantasties en dan steel hy my rug. Dan streel hy die ou heuweltjies en nie al die watte. En dan raak hy so in die slaap. En as hy wakker word, dan streel hy maar weer. En dan ervaar ek so daai liefde wat hy vir my het. Want dit maak die emosionele koneksie. En die oomblik as dit gebeur, dan trigger my liggaam om vir hom meer te gee. Ek weet nie, dis maar soos dit werk, papaatjie. Dis wat jy sê, maar ek dink as ons elkeen vanaand nou hier ons storie moet vertel en om terug te kom waar ons gisteraand begin het. En hierdie is 'n huweliksnaweek. Ons terug te kom waar ons gisteraand begin het. Toe ons dalk as 'n klein dogter of 'n klein seentjie gemolesteer is. En toe ons terugkom na vanmiddag toe, dat ons sit met baie stukkies in onsself van ander mense. En ek dink ons kan na hierdie naweekie wegstap en sê dankie Here dat ons die stukkies van ander vir hulle teruggegee het, gewas het in die bloed van die lam en skoon gemaak het. En Here, dit wat ons nou doen is kosbaar in ons huwelik. Want weet julle wat, ons kan nie weer soos dit weggegee het weer gaan terugroep nie. God het gewas in die bloed. God het dit verband, daai koorde is verbrand. Nou kan ons vandag huis toe stap en sê, we start in a new relationship. En ek het 'n paar keer al met Renée hierdie goed gedoen en elke keer as die koppie nog wil raas en elke keer het hy weer begin raas en as ons hierdie gebed oor en oor doen, ek het naderhand soos vandag weer, het ek gesê, Here, hierdie gebed is nie net 'n gebed nie. Vader, ek maak my los van enige ongoddelike soul ties, of dit nou 'n vriendskap is en of wat dit ook al was. Ek maak dit los daarvan. Ek release dit. En weet julle wat, ek het geleer om eerder soos Josef weg te hardloop. Hardloop eerder ouens. Hardloop eerder weg. Moenie gaan staan en debatteer en eers probeer in 'n reaksie kom nie. Satting is lustig. Hy sal enige iets gebeur. Wie hardloop eerder? Vrouens ook. Daai ou by die werk wat jy vertel hoe mooi is jou oog. Jy sê van wie wat? Jy's oulik. Ek en Renée het 'n gesamentlike Facebook. Ons Facebook werk saam. Dis François en Renée se Facebook. So ons weet ons kan altyd op die Facebook werk en alles. Ons gebruik dit baie vir ons bediening, né? Maar ek het 'n vrou op ons Facebook wat ons invite het. Ek ken haar nie regtig nie, baie Christelike vrou. Sy sal sommer op die Facebook reg. Hy sê julle mans wat so by my aanlê en by my flirt. Ek sê julle sommer ek het 'n man. Ek onthef jou of wat maak jy met die persoon ek Blok jou. Ek blok jou sommer nou. Bang. Ek like so 'n vrou. Sorry dat julle met my flirt, maar ek het 'n man. Jammer, ek blok jou sommer nou van my Facebook af. Klaar, end of story. Ek hou van regheid, ek hou van dit, ek hou van dis mooi, want hoekom? Sy en haar man staan in 'n wonderlike verhouding, hulle liefde is daar, en eers as jy begin, en jy ook, en ja, en die, en daai, ek ken nie baie, God is vir my baie goed, Niels. Die Here is vir my baie goed. Ek is eerlik met julle. Renée, ek is nou saam met Renée 12, 13 jaar by vrouekampe, waar daar honderde vroue aankom. Nog nooit het 'n vrou by een van Renée se vrouekamp met my aangelê nie. Nog nooit nie. Nog nooit nie. En ek het ook gesê, Here,
Ek het 'n gebed gedoen en gesê, Here, ek wil gee my verskriklike last, maar net vir my vrou. Ek wil my vrou lus hê. Here, ek het gebid en gesê, Vader, vat enige drang wat ek ooit vir 'n ander vrou sal kry. Ek het gebid en gesê, Here, vat dit van my af weg. Ek wil dit nie hê nie, ek wil dit nie sien nie. Ek stel nie belang daaraan nie. Here, ek het net oë vir een vrou en dis vir my vrou, Here. Dis net sy en dis sy al. En dis waarom ons hierdie oop verhouding het, hierdie oop relationship het en hierdie oop goed kan speel en lekker kan lag en joke oor ons seksuele lewe en kan grappe maak en nog steeds vas sê, ek het nou daarvan sê, hey Poppy, ons albei raak te rond. Ons sal 'n bietjie moet kyk na onsself, want dit voel vir my 'n gesonde liggaam huisves ook 'n gesonde gees. En dit voel vir my ons moet ons liggame bietjie mooi hou. Ja, ons raak ouer, ons is nie meer nuut nie. Ons is nie meer nuwe jong goedjies nie. Maar hier skryf hierdie intiem boek oor baie goed. En oral waar jy sien praat hulle oor seksuele dinge. Oral praat hulle oor en almal maak hulle opinies daar rond. Bobbie van Jaarsveld wat 'n groot kind van. En hierdie ouens skryf en hierdie Nico en sy vrou en hulle skryf hulle lewensverhale en mense het vrae daaroor. En jy kan nie wegstap en sê ja, maar dis Frans, dit is soos jy dit sien, maar ek sien dit nie so nie. Ek en my man sal 1 keer in 3 maande sal ons by die huis kom en dan sal ons die deure toesluit en dan sal ons nou op ons knieë gaan en dan sal ons nagmaal saam gebruik soos mense eendag vir my vertel en as ons klaar die nagmaal gebruik en dan sal ons in die bed voorberei. Ek sê dis reg vir jou, maar vir my werk dit nie. Vir my is nie die tyd vir nagmaal nou nie. Ek het nie nou nog tyd vir nagmaal in bed voorberei nie, verstaan jy? Daar's nie, ek dink nie nou daaraan nie. Ek wil nou vry, pappa. Dis nou sulke tyd. So mense het en ek wil nie jou persepsie verander van hoe jy dit wil doen nie. Maar wat ek wel sê, persop het ons nie so super heilig raak en nie dit geniet wat God vir ons gegee het om te geniet nie. Verras jou man. Verras hom bytelmal met iets moois. Trek een van sy T-shirts aan en as hy by die huis kom en hy kom stap in en nou wat van nou? The Naked Chef. The Naked Chef. Ag kom ouens, daar's baie goedjies. Okay. 4 jaar, 14 jaar, 25 jaar, 35 jaar. Is daar nog steeds daai X? Onthou jy dit ook gisteraand begin het toe sê ek ons behoeftes sal ons hele lewe lank sal ons behoeftes fluktueer. Hier was dit die ruiter op die wit perd. Al die dametjies gedroom van daai man wat haar kom haal op die wit perd. Toe kom hy tienerstadium. Smoor verlief. Dis briefietjies skryf en is alles. Toe kom hy stadium hier by die middeljare. Ons het 'n bietjie groter geraak en die klein kinders is daar en die kinders is in die huis en ons met die kinders in die kamer en dit is gevaarlik en die kinders moet voor ons vanaand 'n ou lekker aantjie kan hê, moet ons eers die kinders uitskuif na ander mense toe. En ek wil iets vir Niels en vir die jonges sê wat kinders het, as julle in julle kamers ingaan en die deur sluit, of julle mag nie die deur sluit terwyl van die kinders of whatever nie, dan sit julle maar net Vaseline aan die deur knippe. Want as die kleintjies aan die deur vat, hulle sal afgly van die knippe af. So hulle sal nie kan inkom. Moenie verbaas wees nie. Die kinders loer deur die leergaatjies ook hoor. Druk die Hulle shoes druk gaai, jy moet seker maak. Skop 'n besem in onder die deur, druk goedjies in daar en maak seker want die kinders is hulle weet pa en ma. En dan kom hy stadium van middeljare wees. Dan kom hy stadium van die middeljare hier van ons in ons 40s, 45s, 50s rond. En David, dis die staan ons nou, die kinders is groot en die kinders sukkel om te cope en die een kind het geskei en die ander kind het dit. Here, ons is so bekommerd oor hierdie kinders en ons het nooit tyd vir mekaar nie want dit is net kinders en die huis moet afbetaal word en ons suffer om deur ons finansiële goed te kom. Verstaan julle ouens, julle ken daai ding. En ewe skielik is hierdie vlam, dan moet 'n tyd wees en sê, my skat, wat of die kinders mekaar vanaand doodmaak? Dis hulle probleem. Vanaand sluit ons hierdie hekke toe. Dis hulle, ons moet soms sê, vanaand breek ons 'n bietjie uit. Sit die wat sit alles af. Maak die hekke toe, sê die ou mense is op vakansie daarvoor. Die ou mense is weg. Dalk moet 'n mens net so slag af en toe. As 'n ou dit kan bekostig. Boek net vir julle twee, maak 'n surprise.
boek 'n ou plekkie hier teen die rivier vir 'n ou naweekie. En gaan julle tweeetjie soepie en pak al die ingrediënte. Maak seker dat jy al die regte ingrediënts laai as jy ry. Al die goedjies. Ek wil net vir julle sê, dit is nie myne daai nie. Dis 'n demonstrasiemodel. Maak seker dat jy al die regte goedjies pak en as jy daar kom, die goedjies wat jy met die kersietjies en alles daar en maak dit romanties. Kom maar aan en sê vir my skat, weet jy wat? Nou gaan ons twee eers 'n bietjie 'n fotoshootjie vir ons twee. Julle tweetjies saam en nou lovey-doveytjie hier en daar en dit. En as julle veral in die winter ou Dawid en as julle daar en dan steek julle daai kaggeltjie aan daar. En dan begin daai vuurtjie te brand en dan so begin hierdie romantiese aand. Net daar aankom en sê, hey. Ek kyk so lank gou binnelanders of sewende land, pak jy die kar af, vrou. Of my man, ek kan nie hierdie seepie mis nie. Vang die seepie op. Moenie die seepie julle lewe. Gelukkig het ons 'n ding wat die seepies kan opvang. Het jy nie nog beter? Nog nie eens beter nie, verstaan jy? Ek kyk nou binnelanders wat op my kwasie, dis niks om te kyk en ek like om die nuus te kyk. Ek hou van CNN World News. Om Donald Trump, hy hou vir my besig op die televisie. En maak dit romanties. Wow, dit was 'n lekker naweek. Wie Chris, ons kan verskriklik maklik in hierdie roetine inval. En as ons in 'n huis Niels, en wie wat, we are all the time in our faces. Ek kan sien jy's 'n romantiese ou Dawid. Ek sien jy het nou hier gesit en jy het hom nou harfyn beplan. Elke stap. En ek kan jou sê Petraatjie, hierdie week gaan daar vir jou 'n verrassing kom. Wat skrik vir niks. Petro, jy gaan hoë sorg by die huis kry. Hierdie naweek gaan daar vir jou 'n verrassing kom. Wat skrik jy? As Dawid wou sê my skat, jy kom hier so laat huis toe, moet jy weet. Ek gaan die huis op sy rug draai. Who let the dogs out? So julle, we fight, we kiss. We text, we talk. We argue, we laugh, we smile. We love, that's us. Ons beklei, ons verskil, ons kies, ons make up, ons agree, ons disagree. But at the end of the day, there are only 2 times that I want to be with you, now and forever. There are only 2 times I want to be with you, now and forever. Ja, en dan kom jy soos jy en jy het jou huweliksmaat verloor en somtyds wil ek amper vir jou sê, as dit nie gewerk het, is dit beter om alleen deur die lewe te gaan as om ge-abused te word deur iemand wat jou heeltyd emosioneel afkraak en heeltyd emosioneel sleg sê en heeltyd emosioneel. En nou wil ek vandag weer vir julle sê, Emma, en jy en Chris het hierdie goed gestudeer en ek sê vandag weer, ek sê nie 'n mens mag skei nie. Dis nie wat ek sê nie, maar wat ek wel sê, Emma, en julle kan my reg help as ek verkeerd is. Ek sê wat God nie by mekaar gevoeg het nie, kan ons nie verwag as dit skei nie, want God het dit oorspronklik by mekaar gesit nie, Chris. So ons kan nie verwag dat iets by mekaar moet bly wat nie van God af gekom het nie. Maar ek en Renée is nie deur God by mekaar gevoeg nie. Ons het 'n blou Toyota, my pa het 'n blou Toyota bakkie gehad in 1980 Toyota bakkie. Daai bakkie se seats was nie enkel seats nie, dit was 'n lang seat. En daai seat, ons het gelyk soos 'n koeksuster en daai voorseat het ons by mekaar gevoeg. Nie die Here nie. Hy was nou oom, want die vraag op die einde van die dag is, ewen die dag toe ek getrou het, ek het net gedink, ou predikantjie, spin net jou storie klaar, want my honeymoon suite staan reg, my broer. Ek het nie tyd vir jou twak nie. Praat dit, ek het nie 'n idee gehad. Vat jy hierdie vrou as jou wettige vrou, beloof jy vir God? Ja, okay, ja. Ja, dis reg, ja. Ja wat? Ek weet nie, ja, dis reg. Gaan, teken hy brief. Wat nou? Ek het nie verstaan nie, Petra. Ek het nie verstaan nie. Ek en Renée het meer as 'n vennootskap gesien. Want Renée het swanger geword my kind en ek het gesê, ek gaan nie 'n ander man my kind groot maak nie. Was nie werklik lief vir Renée nie. Daar was 'n geweldige sterk seksuele band tussen ek en Renée, maar daar was nie regtig ware liefde nie. En hier breek 'n hel in ons huwelik los en vir 15, 20, vir 13, 14, 15 jaar in ons huwelik is dit hel en brimstone in daai huis. Dis goue wat val en ons kindertjies gaan deur hierdie fase. Gelukkig het ek en Renée nooit so nie, maar hulle het goed gesien wat hulle nie moes gesien het nie. En dalk het van julle se deur huwelike gekom wat julle kinders dalk goed gesien het wat hulle nie moes gesien het nie. Wie hulle vandag het hierdie kans gehad om te sê, Vader, ek maak daai man wat aan my was of daai vrou wat aan my was. Ek maak haar los en ek release haar en ek was aan die bloed van die lam. Ek gee dit terug. Jy kan vanaand vryheid hierdie plek uitstap, kan ek 'n amen daar kry, ouens.
Is dit reg, Chris? Niemand het die geleentheid gehad om hier naweek na toe te kom en te sê, Here, ek stap hier uit en ek het nie geleentheid gehad om hierdie goed wat my lewe op hold gesit het. Dalk het jy vanmiddag gebid terwyl jy gestaan het en gesê het, vir die eerste keer dalk in jou lewe en gesê, Here, daai molestasie wat ek beleef het op die ouderdom van 4-5 jaar. Daai ding wat ek vir jare lank aan myself dra, wat niemand van weet nie. Dalk het jy vandag die kans gesê, Vader, ek het vandag gewas in die bloed van die lam. En ek het dit vrygespreek en teruggegee vir daai persoon. En ek het dit release. En ek het dit wat van my gevat is, teruggebring en gewas in die bloed van die lam. En vandag kan jy uitstap en sê na hierdie naweek en sê, I am free. I am free to run. I'm free to dance. En wat is in ek en my lover nou gebeur? Papa, julle sal maar net sien. As julle sien daar op die plot dat die rook draai, moet jy weet, Sommige is se besig duur om is aan dit, hy pas The story of my life, it is very plain to read. It starts the day you came, and it ends the day you leave. It's a story of my life, and it begins and ends with you. The names are still the same, and the story's still the truth. And I was alone, you found me waiting and made me your own. And I was afraid that somehow I never could be the man that you wanted of me. The story of our life, and every word is true. Each chapter sings your name, each page begins with you. Oh, it's a story of our times, oh, and never letting go. Oh, and if I die today, oh, I just wanted you to know. And stay with me here, share with me, care with me, stay and be near. And when it began, I'd lie awake every night, just knowing somewhere deep inside that our affair was just might right. The story of my life, it's so very plain to read. It starts the day you came, when it ends the day you leave. Baie dankie. Ek hoop daai vir iets beteken. The story of my Ek life. is so my hartseer gesing nou hoor. Wow, dankie. It's so very plain to read.
starts the day you care. When it ends the day you leave.